Goeiemôre, vanoggend praat ons 'n bietjie oor hoekom ons onseker voel oor ons geloofslewe. Hoekom twyfel ons baie maal oor God se liefde vir ons? Gelowiges is vir die bose 'n konstante irritasie en 'n tentasie. Hoe anders val Satan die koninkryk van God aan as om sy volgelinge te tuister met twyfel oor God se liefde, sy genade en sy verlossing. Die oorsprong van twyfel is Satan. Nou klink hierdie antwoord dalk te eenvoudig. Dit is so eenvoudig, soos dit, maar ons twyfel of die antwoord regtig so eenvoudig is, want ons glo daar moet 'n meer komplekse rede voor wees. Ons twyfel want ons lees nie genoeg Bybel nie, ons bid nie reg nie, ons hoor nie reg nie, ons glo nie reg nie. Dit is dalk alles moontlike simptome van twyfel, maar die oorsprong van ons twyfel lê in die stryd wat Satan voer teen God se skepping. Satan kan nie God die stryd aansien nie. Trouwens, die bose het probeer en reeds verloor voor die skepping. Maar dit beteken nie dat Satan moed opgegee het en berus by sy nederlaag nie. Allermins. Van die heel begin af in die perfekte paradys het die bose begin twyfel saai. Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? In hedendaagse taal kon hy net sowel begin het met, Eva, ek wil nou nie skinder of sleg praat nie, maar, en dan inderdaad volg met skinder en sleg praat. Satan is die outeur van leuns, die skepper van twyfel en onsekerheid en 'n meester in verleiding. As ons ook dan glo ons is uitgelewer en magteloos teen die planne van 'n onoorwinnelike mag, dan het ons inderdaad geval vir sy leuen, en dit is dat God nie goed is nie. Daarom, Efesiërs 6 vers 13 tot 17, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied. Ons ken die wapenrusting, die heupgordel van waarheid, die vryspraak as borsharnas, die verkondiging van vrede as skoene, geloof as skild, verlossing as helm en woord van God as swaard. Hierdie totale wapenrusting sentreer rondom een konsep, en dis die konsep van waarheid, dat ons verlos is. Die waarheid dat die evangelie 'n boodskap van vrede nie oordeel is nie. Die geloof in die waarheid oor wie en hoe God is. Die waarheid van God se woord waarin ons redding opgeteken is. En die geloof in die God van die waarheid. Waarheid verander hoekom en dit daarom twyfel ek nie. Daarom glo ek, want ek sien die kruis van verlossing. Ek sien die God van redding en vrede. En ek glo volkome dat God vir my is. Die waarheid oor God verander 'n hoekom in 'n halleluja. Prys die Here daarvoor.